Die lewe van die lewe, die padda wat in die lug gevlieg het. Haai, papa. Het jy al ooit 'n klein paddavissie gesien met armpies en beentjies? Hy gaan binnekort in 'n padda verander. Wof. Ek wens ek kon dit ook sien. Dis wat ons noem metamorfose. O ja, metamorfose. Maar weet jy, paddas word deur slange en voëls geëet. Dis so hartseer. Dis waar. Maar paddas eet ook sprinkane en wurms om te oorleef. Dis alles deel van die reëls wat deur die lewe van die lewe gemaak is. Lewe van die lewe. Wat is dit? Vertel my, papa. Wel miskien wanneer jy bietjie ouer is, sin. Nee. Ek wil nou weet. Asseblief, vertel my. Wil jy regtig weet? Ja. Ek wil. Goed dan. Luister mooi. En toe begin papa 'n storie vertel. Dit was dieselfde storie wat sy oupa lank gelede vir hom vertel het. Die storie van die padda wat in die lug gevlieg het. Hier is ons nou in die Satoyama. Die platteland waar baie diere woon. Op die nag van die volmaan, na die rys geplant is, het die paddas al groot koor begin. Haku. Kom ons gaan stap in die maanlig. Haku. Gekoo. Ek hou van jou glimlag. Gekoo. Keru. Asseblief, trou met my, Keroen. Dit was die padda se groot liefdeslied kompetisie. Hoe lank sou dit aanhou? Die somer het verbygegaan en die herfs het oor die rysvelde gekom. Uit 'n klein paddavissie het Payonta 'n sterk padda geword. Elke dag was hy besig om te eet. Vandag het hy 'n sprinkaan, 'n kriek en selfs 'n spinnekop gevang. Maar eendag, 'n groot slang het vir hom gestaar. Payonta se lyf het van vrees styf geword. Dit was 'n gevaarlike oomblik. O nee. Dis die einde. Ek gaan geëet word. Hy het sy oë styf toegemaak en gewag vir die slang om aan te val. Maar skielik, flap. 'n sterk wind het gewaai en Payonta is in die gras ingegooi. Hy het stadig opgekyk na die lug. En daar was dit. 'n reusagtige voël wat wegvlieg met die slang in sy kloue. Woe! Payonta het geskree van skok. Vir 'n ruk kon hy nie eens opstaan nie. Die herfs het kouer geword. En gou het die winterwinde begin waai. Haai, Payonta. Dis tyd om vir die winter voor te berei. Voorberei? Wat bedoel jy, papa? Ons gaan onder die grond slaap totdat die lente weer terugkom. Dis wat ons noem hibernasie. Vir Payonta was dit sy heel eerste winterslaap. Papa, ek het 'n vraag. Wat is dit, Payonta? Vertel my. Payonta het vir sy pa vertel van die dag toe hy amper gesterf het. Toe vra hy: Sal ek regtig eendag deur 'n slang geëet word? Hoekom is ek gebore? Asseblief, vertel my, papa. Ek sien. Dis 'n groot vraag. Miskien 'n bietjie moeilik vir jou nou. Maar ek wil weet. Vertel my nou, asseblief, papa. Goed dan. Luister baie mooi. Wat gaan papa sê? Dis 'n geheim vir volgende keer, kyk daarna uit. Goed, almal, julle het almal die lewe as mense ontvang. Mense word nie geëet soos paddas nie. So, waarom is ons gebore? Deel asseblief julle gedagtes in die kommentaar.